Dankie julle. Het is 'n wonderlike voorreg om hier in Standerton te preek vanoggend. En ek het vir jou baie eenvoudige woord, maar ek gaan jou ook nie vanoggend laat gaan as jy nie geantwoord het op die woord nie. So jy moet reg wees. Hulle vra vir my of ek reg is vir hierdie diens. Ek sê, is julle reg vir die diens? Prys die Here. Dis lekker om Pinkster te wees. Dis lekker om die geeswerking te beleef. Dis lekker om eenvoudig net te weet dat die Here met ons is. En ek praat met jou oor die gedagte op die bord. Hulle kan hom maar opgooi daar. En ek sê vir jou, daar is iets om te sê. Daar is altyd iets om te sê. En as gelowiges is dit fataal om stil te wees, veral in die dae waarin ons lewe. Die Here het vir ons iets gesê op die tweede skyfie. Het ek so begin om vir jou te sê, jy moet weet, God het iets om te sê, ek het iets om te sê, jy het iets om te sê, ons het iets om te sê. En die gedeelte wat natuurlik vir my uitstaan, en ek gaan nou in Romeine 10 lees, waar die vers ook natuurlik voorkom of aangehaal word uit hierdie gedeelte, is die volgende. Hoe lieflik op die berge. En ek lees in die 2020 vertaling, as jy dalk gewonder het, hoe lieflik op die berge is die voete van 'n boodskapper van vreugde, een wat vrede verkondig, wat 'n goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig, wat vir Sion sê, hoor hierso, jou God heers as koning. Jou God. Weet jy wat? Ons is die boodskappers van die goeie nuus. Nou as ons praat van goeie nuus, dan weet ons daar was natuurlik slegte nuus ook, nê? En julle weet, wat was die slegte nuus? Die slegte nuus was dat ons is vrot van die sonde gewees. Ons het geen vrymoedigheid met die Here, by die Here gehad nie. Ons het geen vrede met hom gehad nie en almal op pad hel toe. OK? Ek glo ons mag nog hier praat van hel, nê? Ek het ook al gehoor, mense praat nie meer van hel en sonde nie. Maar dan is dit nie skrif nie, nê? Dis hoekom ons fokus op die goeie nuus. Die goeie nuus is dat ons nou in Christus vrede het met God. Het jy geweet, dit is die grootste wonderwerk wat bestaan? Om vrede met God te hê, is die grootste wonderwerk menslik gewys vir ons op aarde, om te hê. Geld kan dit nie koop nie, wat se prys sal jy op dit sit? Ek meen, ek en jy kan met vrymoedigheid die genade troon bestyg. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is, ek en jy kan enige tyd bid. Die goeie nuus is, ons kan ons hemelse Vader enige tyd nader. Ons hoef nie bang te wees. Dis die goeie nuus. Dink net as jy dit nie gehad het nie, en jy moes eintlik half in 'n hoekie leef. Bang vir alles en almal. Nou is jy nog bang vir God ook, jy kan hom nie eens sien nie. Dit moet verskriklik wees. Dis hoekom ons wat hier sit, en ek wil miskien dalk 'n aanname maak wat dalk nie heeltemal korrek gaan wees nie, maar ek neem aan, die meeste van ons wat hier is, ken die Here. En ek dink jy sal saam met my stem, as jy hierdie vrede en God se teenwoordigheid beleef, daar's niks op aarde wat by dit kom nie. Dis die goeie nuus. So as jy en ek, moenie net so maak. Ek sê mos baie keer as ek so maak, is 3 vingertjies wat vir my wys. As ek en jy stil bly, is dit 'n skande. Eintlik. As jy sit met die goeie nuus, jy sit met die bemoediging wat die Heilige Gees gee, en jy bly stil, is dit eintlik 'n skande. Hierdie goeie nuus is dit wat ons absoluut moet verkondig, en as ons besig is met dit, het dit die vermoë om iets kragtigs te doen. Dis 'n boodskap met krag. Dis 'n boodskap wat mense verlos. Ek het al mense na die Here toe gelei.
En voor die tyd vra ek baie keer vir hulle nou, hoe staan hulle saak, en as hulle nou doodgaan, julle ken die storie, waarheen gaan hulle, party sê vir my, ek hoop hemel toe, party sê vir my, ek weet nie, party het al vir my reguit gesê, ek weet ek so pad hel toe. Dan as ons klaar gebid het, en ek het hulle die weg van saligheid verduidelik, nee, dan verander tot hulle oë. Het julle dit al beleef? As ek dan vir hom vra, hoor jy, as jy nou doodgaan, waar jy gaan hemel toe, dan weet jy, dit wat hy vir jou sê, as hy sê, hemel toe, dis nie, ek hoop nie, dis nie, miskien, ek weet. Jy sien, dit is die boodskap wat ons verkondig. Dis die krag van die evangelie. Daar's iets om te sê, ek en jy kan nie stil bly nie. En dan sê hierdie gedeelte, hoe lieflik is die voete, die lieflike, man, ons het lieflike voete. Want hierdie voete dra boodskap. Nou net om vir jou 'n bietjie agtergrond te gee van daai vers. Nou in die antieke tye, as hulle nou so oorlog gemaak het, dan het hulle nou 'n boodskapper gestuur. Nou daar was nou 'n liedjie wat ons ook gesing het. Hulle vir my vra of daar iets is wat ek spesiaal wil laat sing, toe sê ek, how lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. Nou dit het so gewerk dat hulle boodskapper gestuur. Nou die mense in die stad het met, jy moet nou net weet in watse toestand was daai mense. Want hulle het nie geweet wat gaan die boodskapper sê nie. Hy kom dalk oor die berg en hy skree, vlug! Dit sou beteken, hulle het verloor, die vyand is op pad, en hulle weet wat dit beteken, as hulle oor daai heuwels kom, vernietig hulle alles, brand alles af, maak alles en almal dood. So hulle het met 'n verwagting, maar ook met verskriklike vrees, gekyk, wanneer kom daai boodskapper. Maar as daai boodskapper oorgehardloop kom, en hy sê, ons het gewen! Ons het gewen! Is daar vreugde. Hulle weet, hulle hoef nie te vlug nie. Hulle weet, nou gaan ons fees vier. Jy sien, dit is die agtergrond van hierdie lieflike voete wat die goeie nuus dra. En dit is dit wat ons as kinders van die Here opgewonde moet maak. En dit is hoekom ek sê, daar is iets om te sê. Daar is altyd iets om te sê. Moet nooit stil wees, jy moet nooit stil bly oor enigiets nie. En die iets wat ons moet sê, is die basis van dit. Dit wat ons verkondig is, soos wat 2020 vertaling sê, jou God heers as koning. Onthou in die antieke tye het dit so gewerk, as ouens nou oorlog gemaak het, en kom ons sê, jy het nou gewen, dan beteken dit eintlik jou God wen ook. As jy verloor, het jou God eintlik verloor. Dis hoe die antieke wêreldbeeld gewerk het. So as daai boodskap kom en sê, jou God heers as koning, dit was 'n geweldige boodskap van goeie nuus. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, jou God regeer. Hy is die een in beheer. Hy is die een wat jou laat wen. Hy is die een wat vir jou die basis of fondasie gee van waar af jy praat en van waar af jy iets doen. Dit is die basis van 'n kind van die Here se lewe. En eintlik moet ons weet, die mensdom sal dit nie altyd erken nie, maar hulle soek dit. Hulle wag vir hierdie nuus. Nou sê nou maar net, ons bly nou stil. Hoe gaan hulle dit hoor? Hulle sal dit nooit erken nie, hulle sal dit dalk nie raak sien vereers nie, maar as hulle tot bekering kom en sê, hulle weet julle wat, dit is waarvoor ek my lewe lank nog gewag het. Nou het ek dit gehoor, nou aanvaar ek dit, en dan kom die krag van die boodskap, dan is daar bevryding, dan is daar 'n nuwe lewe, dan kom mense met vrymoedigheid na die Here toe, dan kan hulle bid, dan kan hulle vir mekaar bid, dan kan hulle mekaar bemoedig ook. So ek en jy moet hierdie goed praat, mense moet dit in ons lewens sien, en dit is vir my so mooi, as ons selfs gaan kyk na Efesiërs 6 met die wapenrusting, dan is die skoene aan my voete, die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Nee, dit is die enigste staanplek wat ons het op aarde. Die enigste staanplek wat ons het, is God se vrede. Verder het ons niks. Ek dink amper die vakansiedag was menseregte dag, is ek reg? Nou sê ek, weet jy, die mensdom, jy weet wat beskryf die mensdom die beste?
dis die laaste 3 letters van die woordjie mensdom. Want eintlik het ons net voorregte. As ons gaan kyk na as ons Jesus aanneem as 'n saligmaker en verlosser, dan word ons, dit is Johannes 1, dan word ons die reg gegee om kind van God, dit is al reg wat jy het. Verder is die res net voorregte. So hierdie storie dat mense sê, ja, maar ek het reg vir dit, ek het reg vir dit. Dit is menslike goed, man, dit is, wil dit nou nie so hard sê nie, jy weet, ek dis besoek in 'n gemeente, waar ek nou, maar dit is dom, mag ek dit sê? Mense wat besef, dat hulle net, die feit dat hulle leef, is 'n voorreg. Dis net genade. Dis net omdat hulle glo, hy glo sy koning heers. Van daai fondasie af leef hy. Sulke goed maak ons geloof sterk. Jy weet, ek het nie altyd nodig om eers verlang te bid om God se teenwoordigheid te beleef nie. Weet jy, al wat ek nodig het is om te doen is om te sê, Vader, en dan beleef ek sy teenwoordigheid. Is dit nie wonderlik nie? Ons het nie nodig om 'n klomp goed te gaan doen en 7 ure te bid, 8 ure Bybel te lees. Jy prys die Here as jy dit kan doen. Ook daar's niks daarmee fout nie, hoor my lied. Maar dit is nie, jy moet dit nou eers doen voordat jy ietsie kan. Die goeie nuus is, jy kan as kind van die Here net aan God dink. Dan gebeur daar iets hier. Jy sien, dis die goeie nuus. Ons kan nie stil wees oor dit nie. Die resultaat daarvan, die effek daarvan, is vreugde, vrede, verlossing. En as jy die Nuwe Testamentiese konteks bysit, absolute vrymoedigheid voor God. Absolute vrymoedigheid. Kan hom toe gaan met enigiets. Ek het een Sondag, ek vertel die ouens daar in Ryds een oggend, ek sê, ek het een Sondagoggend, toe ek nou so kerm en klaar sessie voor die Here. Wie van julle het al sulke sessies gehad voor die Here? Dan kry ek myself so jammer, Here. Dit en ek noem dit en ek noem dat en ek is ongelukkig oor die en daai en so en dinge loop nou maar net nie reg nie en ek begin met die Here praat en ek begin my hart uitstort. Ek weet nie eens vir hoe lank dit was nie. Maar weet jy wat het oorgebly van daai hele klaar en kerm sessie van my daai oggend? Net 2 woorde. Dankie Jesus. Ek het iets beleef van die goeie nuus, van die vrymoedigheid wat ek nou het voor die Here. Dis waarmee ons moet besig wees. En is net te vind in Jesus. Nou gaan ek vir die gedeelte lees daar in Romeine 10. Jy kan hoofskrifte sien jy daar, Romeine 10, en dan natuurlik ook in 2 Korintiërs, maar ek wil vir jou eers 'n klomp lees, daar in Romeine 10. En ek gaan lees in die lewende vertaling, nie die 2020. Agtergrond van Romeine 10 is, wat Paulus het regtig, dis swaar op sy hart. Israel verwerp die Here, hy wens so sy volk kan net Jesus aanvaar, dit is nogal vir hom 'n groot kwessie gewees en hy sit met hierdie goed oor Israel wat hom bly verwerp en die Here wat hom natuurlik toe na die heidenasies toe stuur, met ander woorde die nie-Jode, so almal buiten die Jode is eintlik heidene en nie-Jode wat ons natuurlik insluit. En dan sê hy, dit is nie eens nodig as jy Jesus net in geloof aanvaar, dat hy jou verlosser is, het iemand nie nodig, die vers voor dit, om nou eers op te gaan in die hemel en om hom Jesus af te bring aarde toe, of in die doodryk om hom van onderaf op te bring, en al hierdie dade wat die Jode gedoen het om hulle self te probeer regverdig, dit is nie meer nodig vir hierdie tipe goed nie, dis eenvoudig vers 9, want as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Daai bely klink nogal vir my iets wat 'n mens moet sê, nê? Ek weet nie vir jou ook so, die bely beteken, jy het iets om te sê voor die Here.
Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons of sê ons, met die mond bely ons en word ons verlos. En wat bely ons? Dat hy ons Here is. Die grondslag, hy regeer, hy is jou koning, Hy sê die skrif sê tog elkeen wat in hom glo sal nie beskaam staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Prys die Here vir dit. Kom uit Joël 2 uit. Die naam van die Here wat aangeroep word, wat redding beteken. En jy sien, dit is daai belydenis uit die hart uit. Wat ons red. Wat sê hy is my Here? Hy is my koning. Ek aanvaar hom as my saligmaker en verlosser. Hy kom deur die Heilige Gees. Hy kom maak hierdie ou se hart en lewe nuut. Hy het dit met jou gedoen. Wat tragies is dat ons baie keer as ons jonk in die geloof is, dan is ons bereid om iets te sê. En hoe langer jy die pad stap, hoe stiller word jy. En later sê jy niks nie. Miskien moet ek nou nie hierdie woord sê. Presies! As jy nie daarvan gehou het nie, vergeet dit wat ek gesê het. Maar ons het iets om te sê. Daar is altyd iets om te sê. Vers 14 sê, hoe kan hulle hom, en hoor nou mooi, want ek vat hierdie ding dieper. Hoe kan hulle hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder iemand wat dit verkondig of sê? Verstaan jy hoe belangrik is die feit dat ons het iets om te sê? Daar is iets om te sê. En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? En ek wil vir jou sê, almal in Christus is gestuur, hoor. Dis nie die pastoor en die hoofouderling en die jongste diaken. Dis wat maar almal so sa. Net die sonnaskool tannie. Dis vir almal. Almal het iets om te sê. As jy iets van daai lewe wordende krag beleef het, het jy iets om te sê en moet jy iets sê. Mag nie stil bly. Hoe kan hulle dit verkondig as hulle gestuur word nie, soos daar geskryf staan? Hoe? En hier kom dit. Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Luister, waar jy in Standerton beweeg, is die potensiaal daar en het jy die vermoë om wat te doen? Iets te sê. So nou 'n bietjie verder gaan sê, wat beteken hy iets regtig? Maar om jou te help, daar's iets om te sê. Waar jy ook al beweeg. Hy sê daar verder, vers 16, niemand het egter, vers 16, nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Ons weet die Jode was een. Jesaja vra immers, Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Met ander woorde, daar's iets gesê oor Christus. Dis verkondig. Dan sê hy, ek vra egter, Paulus is, man, sy hierdie volk, die Jode, dit is vir hom 'n groot kwessie. Hy sê, maar nou vra ek egter, hy sê, hy probeer antwoorde kry vir hierdie klomp mense wat nie wil hoor nie. Dan sê hy sê, ek vra egter, het hulle dit dalk nie gehoor nie? Inderdaad, want oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot aan die uithoeke van die bewoonde wêreld. Ek vra weer, het Israel dit dalk nie verstaan nie? Griekse woord tsunami. Hulle het dit dalk nie verstaan. Hulle het dalk gehoor, ja, maar hulle het dit nie verstaan nie. Hoe is dit moontlik? Hy het dit vir hulle gewys.
Hy self het die grootste wonderwerk op aarde gedoen, toe hy self uit die dood het opgestaan het. Hoe kan hulle dit nog steeds nie verstaan nie? Nou kom hy weer vir volgende vers, hy sê, ek vra weer. Paulus, hy wil dit nie los nie. Het Israel dit dalk nie verstaan nie? Hy sê, eers sê Moses, ek gaan julle jaloers maak op mense wat geen volk is nie. Oor die onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. En Jesaja gaan selfs so ver om te sê, ek is gevind deur diegene wat nie na my gesoek het nie. Ek het verskyn aan diegene wat nie na my gevra het nie. Dit sluit vir ons in. Maar van Israel sê hy sê weer maar van Israel. Die hele dag deur het ek my hande uitgestrek na 'n ongehoorsame en 'n opstandige volk. Dit was die kwessie vir Paulus. God het gesê, hier's ek. Die profete het iets gesê. Hulle het iets te sê gehad. Die apostels het iets te sê gehad. Die gelowiges het nie stil gebly nie, hulle het veral toe die kerk vervolg is. Hulle het iets te sê gehad. Hierdie Jode het gesien hoe hierdie mense se lewens verander. As jy gaan kyk na die geskiedkundige skrywers buite Bybelse bronne wat geskryf het oor die Christendom, dan sê hulle verstaan nie hierdie klomp mense nie, want skielik kom hulle by mekaar, hulle is lief vir mekaar, hulle steel nie meer nie, hulle breek nie meer eg nie, hulle stap die pad, hulle help mekaar, dis die krag van die evangelie. Hierdie selfs buite Bybelse skrywers het dit gesien. Die Jode het dit gesien, en tog het hulle gesê nee. Sê ek die Jode se tyd is verby? Nee, ek sê dit nie. Paulus sê dit ook. Enige Jood kan nog steeds tot bekering kom. Enige mens kan tot bekering kom. Maar dan moet iets gesê word. Ek en jy, ons loop met daai boodskap. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 13, ek gaan dit nie vir jou lees nie. 2 Korintiërs, hy sê ek het geglo en daarom het ek gepreek. Kom ek sê vir jou, as jy sê en ek sê, ons glo en ons sê nie iets nie, dan glo ons nie. Regtig nie. Ja, maar net nou, dalk as ek dit so sê, verstaan hulle dit, vergeet, doen jy net die werk wat jy, die Heilige Gees, gaan die res doen. Maar jy sal jou se mondjie moet oopmaak en praat. Ek en jy, hoe maak mens disippels? Gaan dan een maak disippels, julle weet Matteus 28 vers 19. Kan jy disippels maak? Hoe gaan jy die woord verkondig? As jy nie praat nie. Nou sê hulle mos, ja, jy weet, as jy die evangelie bring, dan, as dit nodig is om iets te sê, dan moet jy iets sê, hulle moet dit net in jou dade sien. Ek stem nie heeltemal saam met die stelling nie. Dit is sê en doen. Dis glo en doen, dis ook nie net glo nie. Dis ook nie net doen nie, die goed loop saam. Maar as dit saam is, dan wek dit iets by jou op. Nou God se woord self, is die iets wat hy vir ons sê. En die vermoë, en dit het die vermoë om te red. Ek wil 'n paar goed net noem, na die tyd dink ek kan ons die description opsit, by die video. We gaan net vir jou 'n paar goed noem. Jesaja 55 vers 11, wie weet waar daar staan? Daar staan, sy woord sal nie leeg terugkeer na hom toe. So dit wat hy sê, doen iets, né? Duidelik, die woord is duidelik. 2 Korintiërs, nie 2 Korintiërs, Johannes 15 vers 3, kom Jesus en hy sê vir sy disippels, julle is reeds rein deur alles wat ek gewat het, vir julle gesê het. Dis nie die woord van God, dit wat Jesus gesê het. In Jakobus 1 vers 18 tot 21, sê hy eenvoudig, dat die woord veroorsaak wedergeboorte. Gaan lees hom op. As gevolg van die woord kom mense tot wedergeboorte. Die gedeelte in Petrus, wat ook daarna verwys, in 1 Petrus 2 vers 23 tot 25, kom hy eenvoudig, dan sê hy, hierdie woord het die mag om jou te red. Sy woord daar's iets ingebou in sy woord, dit wat God sê wat red. So God is nie stil nie. Ons het sy woord, hy praat met ons, die Gees werk in ons.
Dit is ook vir ons wat vir mekaar iets kan sê, ons wat mekaar bemoedig. En ons doen dit natuurlik oor die feit dat ons weet God heers, God regeer, hy is ons koning, en dit weerspieël in dit wat ek sê en doen. Nou in Jesaja 50 vers 4, kom die profeet en hy praat van die dienaar van die Here, dan sê hy, in die oggend is ek fyn ingestel, en ek luister wat die Here sê, sodat ek wat kan doen, sodat ek ander kan gaan bemoedig. Dis een van die grootste goed wat 'n pastoor, deel van 'n pastoor se lewe is om mense te bemoedig, want jy het gehoor wat die Here sê, en nou kan jy iets sê. Anders kan jy niks sê. Ons sien dit byvoorbeeld in 2 Korintiërs 1 vers 4, met dieselfde bemoediging waarmee ons bemoedig het, kan ons mekaar bemoedig. Jy sien, mekaar moet inpraat. Moenie altyd saam praat oor die goed wat skeefloop nie. Partykeer is ons kerm en klaassessies gemeet in 'n week se tyd tot Sondag toe, opgeweeg teen dit wat ons praat wat goed en wonderlik is. Daai skaal lyk nie goed. Maar ons doen dit. Almal doen dit. Ek doen dit partykeer. Ek vang myself partykeer negatief raak en praat ek saam met ouens oor wat ook al. Kom ons oor baie goed praat wat partykeer negatief is. Jy kan bladsye gaan opskryf. Ek sien dit baie keer as ek berading doen, en ek laat die persoon 'n lysie maak van die negatiewe goed in die persoon se lewe. Maar ek sê vir jou 2 folio's, maklik. In die bladsy, die volgende huiswerk is gaan gemaak bietjie 'n lysie van jou goeie punte. 3 sinnetjies. Eendag met 'n jong meisie gewerk, selfde oefening met haar gedoen. Jy sê kom met haar goeie lysie, die enigste goeie ding in haar lewe is haar kar. Sy het 'n nuwe kar gery. Dit was die enigste goeie ding in haar lewe. Ons is maar geneig op die negatiewe goed, nê. Maar dis omdat ons baie keer nie iets sê nie. Nie gefokus. Romeine 15 nog 'n voorbeeld, vers 1 tot 6. Hy sê ons wat sterk is in geloof, moet die wat swak is in geloof dra. Gaan hy so 'n bietjie verder. Dan sê hy alles is opgeskryf in die Bybel vir wat? Dat ons hoop en verwagting kan hê. En dan sê hy, God is die bron van hierdie bemoediging. Hoekom sal ons bemoedig moet word? Ja, vir jou eie lewe ook. Maar dis die hoop wat ons verkondig. En daar is hoop. Jy kan 'n verwagting hê. In hierdie tyd, in Suid-Afrika, kan jy nog steeds 'n verwagting hê. Die Here het ons nie gelos in 94 nie. Hy het ons ook nie toe die millennium gedraai het in 2000 en almal gedink het, hier is die einde nie. Hy het ons nie gelos nie. Hy het ons nie gelos toe vir ons gesê word in COVID ons almal gaan nou lang boompies toe nie. Hy het ons nie gelos nie. Hy gee vandag ook nie los nie. Jou toekoms is vas in sy hand. En dis iets wat ek vir jou wil sê vandag. Jou God heers. Hy regeer. Ek het iets om te sê. Ek hoop jy hoor ek het iets om te sê. OK. Kolossense 4 vers 6 sê dat van die mense wat buitekant is, moet jou woorde met sout besprinkel wees. Dit moet goed wees. En jy moet weet om almal te antwoord, so jy het iets om te sê. Jy het iets om te sê. Julle ken die woordjie nonsens. Dis ook 'n woordjie wat nou nie baie mooi is nie, nê? Maar die Engels verduidelik hom eintlik met nonsense. Waar hy vandaan kom. Baie keer is ons besig met goed wat nonsens. Dit is vir 'n gelowige maak dit nie sin om so te praat nie. Vir 'n gelowige met die fondasie van my God regeer. Ek het iets om te sê. Ek kan jou bemoedig. Ek kan vir jou sê, man, weet jy, gaan bid nog 'n keer. Ek kan vir jou sê, weet jy, moenie ophou Bybel lees nie. Ek kan vir jou sê, kom ek bid saam met jou. Ek kan vir jou sê, kom ek help jou. Ek het iets om te sê. Jy het ook iets vir my om te sê. Moenie laat ons stil raak nie. Net so vinnige ietsie oor myself. In hierdie konteks. Die Here het vir Callie Kriel geroep. En ek het eendag gebid en gevra, Here, wys my
Gee my 'n visie van wie ek is en wat ek moet doen. Ek weet ek moet bediening doen. Ek kan nie soms, ek het 'n boek ook gelees en ek het met die Here begin praat oor wie ek is. En die Here het net vir my gesê dat hy het my geroep omdat as daar nie 'n vlammetjie in iemand brand nie, om hom aan die gang te kry. En as die vlammetjie aan die gang is, om hom te help dat hy beter sal brand. Dis wat ek op aarde soek, okay? Dis my hele bediening, dis net dit. As daar nog nie iets begin is in jou lewe nie, is ek daar om jou te help dat dit begin. En as dit reeds begin het, is ek daar om jou te help dat dit aan sal gaan en sal verbeter. Dis dit. So mens moet baie keer dink mense hierdie goed dis ingewikkeld, jy het nie dit, jy kan nie dit, man vergeet van daai goed. Begin jy net iets sê van die grondslag af, dat hy jou God is en in beheer is. Dan hoef jy ook nie bekommerd te wees oor wat jy moet sê nie, jy sal dit hê. Ons lees selfs in Jakobus 3, praat hy van die tong wat nie getem kan word, en dan sê dis soos 'n vlammetjie wat 'n hele woud aan die brand steek, dan sê hy uiteindelik met jou tong kan jou hele lewe aan die brand gesteek. Hy sê dit word eintlik aangesteek uit die hel uit. 'n Tong wat, en dan noem hy daar, een met dieselfde tong, loof en prys jy God, maar met dieselfde tong vloek jy God se skepping, as jy sleg praat van mense en hulle vloek. So die krag van die tong, en dit wat ons sê, net soos wat dit die vermoë het om alles af te brand, het dit ook die vermoë om absoluut alles te verander. Baie interessant as jy gaan kyk, toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, toe tonge van vuur, dit gelyk soos tonge van vuur wat op mense, tonge van vuur, en hulle het in tale gepraat. Nou, jy moet baie mooi weet, al die gawes wat in die Nuwe Testament genoem word, het in die Ou Testament ook gewerk. Dit is net die tale wat bygekom het. Dink mooi daaraan. Al die ander goed, profesie, genesings, al die goed, onderskeiding, al die goed, woord van wysheid, woord van alles het gewerk in die Ou Testament ook. Maar die Nuwe Testament, toe die Heilige Gees uitgestort word, toe word hulle tonge aangeraak, toe begin hulle in tale praat, die Here het eintlik iets gesê, dat daai tong wat nie getem kan word nie, die Heilige Gees kan hom tem. En dis dit wat ek en jy vir mekaar kan sê. Ons kan deur die Gees gedrewe lewe. Ek meen Markus 12 is baie duidelik, as hy praat van dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dan kom hy op 'n plek, dan sê hy, jy sal verantwoording doen vir elke woord wat uit jou mond gekom het. Eish. So dit wat ons sê, is baie belangrik. Dit moet goed wees, opbouend wees. Ek lees die gedeelte in Lukas 24 van die Emmausgangers toe Jesus met hulle gepraat het na die tyd. Wat sê hulle vir mekaar? Was ons harte nie brandend? Toe wat gebeur het? Toe hy met ons gepraat het nie. Toe hy iets gesê het. Sien, dit is wat moet gebeur as gelowiges met mekaar praat. Ken jy sulke mense? Jy so bietjie met hom gesels het, voel jy so, wow. Maar jy ken ook mense, as hulle klaar met jou gepraat het, moet jy gaan vir 'n lang naweek. Wie voel partykeer, okay. Stop net. Lyk my in Standerton werk dit nie so nie. Spreuke 10 vers 11 praat van die tong, dan sê hy die tong is 'n lewensbron. Spreuke 11 vers 11 sê die woorde van opregte mense rig 'n stad op, maar die woorde van die goddeloses breek hom af. Ek dink daar's baie dorpe vandag wat afgebreek word omdat mense vertel hoe sleg hulle lyk ensovoorts. En ons ken almal die ou versie in Spreuke 18:21 wat sê lewe en dood is in die mag van die tong. So ons kan maar bietjie kyk oor wat ons sê. En maak seker dat dit wat jy sê
absoluut deur die Gees gedrewe is. Ander voorbeelde, Johannes die Doper, wat praat oor Jesus is die lam van God. Hy het daai dag iets gesê in Johannes 1 vers 29. Hy het gesê, daar is die lam van God. Wat het dit gemaak? Dit het gemaak dat disippels onmiddellik hom begin volg. Want Johannes het iets gesê. Die Heilige Gees is die boodskapper wat ons altyd herinner aan wat Jesus gesê het. Gaan lees maar Johannes 14 en Johannes 16. En ek en jy is hierdie boodskappers, as boodskappers, moet mense beïnvloed met die goeie nuus en positiewe goed. En dis meer as net positiewe denke. Weet jy, baie keer gee ons ook nie meer vir mekaar komplimente nie. Nou ek weet, daar is 'n sielkundige tegniek wat mense ook baie keer doen, maar dit is nie uit die hart uit nie, waar hulle komplimente uitdeel, want as jy 'n kompliment vir iemand anders gee, voel jy ook goed. So nou vertel hulle vir jou altyd hoe wonderlik jy is, sodat hulle goed kan voel. Ek praat nie van sulke ligsinnige vlak sê nie. Ek praat van dit wat, soos 'n leerling wat luister in die oggend, sodat hy kan gaan bemoedig. Praat van dit. Is nie ligsinnig nie, is nie vlak nie. Ons moet mense beïnvloed. Dit beteken vir mense verlossing, vrede. Jy praat van God se voorsienigheid vir hulle. Dit bou hulle in 'n geloof. Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. As jy dit sê, mense vat dit, dit maak iets los in hulle binneste as jy iets begin sê. Nie soos die Jode wat in elk geval alles verwerp het. So daar is, met ander woorde, dis iets om te sê. Nou gaan jou help volgen. As jy op die skerm kyk, dan gaan jy sien, ek het die woordjie iets gevat. Ek het die woordjie iets gevat en hom 'n akroniem gemaak. Ek hou nogal daarvan om dit te doen. Ek hou 'n bietjie van formules, akronieme en om goed bietjie uit te pleis vir myself en mense en dit vir mense te leer. Dink nou maar weer aan die vlammetjie storie waarvan ek net nou gepraat het. En daai I van iets staan vir jy moet dit intentioneel doen. Intentioneel iets om te sê. Dink net as jou intensie in die lewe van vandag af, hoop ek dit sal gebeur, gaan wees, ek het iets om te sê. Dink net as jy dit intentioneel gaan doen, as jy intentioneel bietjie gaan kyk oor hoe praat jy. Dit gaan 'n massive verskil in jou lewe maak. Glo my, dit is so. So dit moet intentioneel iets wees uit jou hart uit om te hou. Jy bely met die mond en jy glo met die hart. Wat doen dit? Dit bring redding en verlossing. So intentioneel uit jou hart uit, die boodskap van God so verkondig. En in die skrif is duidelik, as hy hieroor praat oor intensie, hy sê in 1 Korintiërs 14:26 praat hy met die gemeente. Hy sê, as julle by mekaar kom, een het 'n woord, een het 'n lied, een het 'n verduideliking. Ons almal het vandag iets om te sê. Maar mens moet dit intentioneel doen. Anders, volgende Sondag het jy klaar vergeet wat hierdie Sondag gepreek is. Ek dink partykeer vergeet ouens teen Maandag al. Wat sal gebeur? Die volgende letter op die bord. Energie en opgewondenheid word opgewek. Kom ek sê vir jou, as jy intentioneel begin praat en dink. En jy begin van die staanspoor fondasie af, dat God is jou koning, en van daar af praat jy. Lyk ek vir jou vanoggend soos 'n lam siek ou, wat sukkel om wakker te word? As ek praat oor hierdie goed, het ek fisiese energie wat skrik vir niks. Partykeer is jy bietjie moeg en jy begin bid en jy bid in taal en lees bietjie woord. Net nou man, dan voel jy, what? Ek kan nie glo ek het 'n halfuur terug so stupid gevoel nie. Is dit nie so nie? Daai intentionele iets hoor, iets sê, die Here maak iets oop vir jou, dit gee vir jou fisiese energie en geestelike uithou vermoë.
So dit het die vermoë om iets op te wek. So ek wil jou bemoedig, man. Weet jy, as jy hierdie pad begin stap, vergeet Red Bull wat jou wings gee. OK, kom ons los die Red Bull. Die T, die volgende enetjie. As jy hierdie pad gestap het van die I en E, dan sal dit wees tot eer van die Here. Jy sal altyd iets te sê tot eer van die Here, want dit gaan oor hom en vir hom. Alles wat jy gaan doen, jou tyd, jou talente, jou skatte, dit waarmee jy besig is. As jy regtig begin hoor wat die Here sê, jy begin daaroor ook praat en jy begin dit bid en jy begin dit sing, dit gaan wees tot eer van die Here. En weet jy wat, jy sal weet, dit is nie jy wat so oulik is. Jy sal weet, dis die Here wat dit gedoen het. Dis hoe dit werk. Dis waarna mens uitsien, elke keer as jy na die woord toe gaan. En dan bring dit vir jou die S, sukses. Nou daar's baie formules vandag vir sukses. En mense het allerhande goed oor, doen dit en dan sal jy suksesvol wees, en jy lees hierdie self-help goed wat nonsens is. Nee, dit maak baie keer nie eens regtig sin nie. En dan gebeur daar nou nie eintlik iets nie, en dan probeer jy al hierdie tegnieke en goed, en dit werk ook nou nie lekker nie. Daar's 'n formule vir sukses wat die Here vir my baie jare terug gegee het. En is eintlik soos in 'n deelsom. En ek hoop nou nie hier's vreeslike wiskundige mense nie. Ek kan dalk nou 'n fout maak, maar dit is hoe dit vir my gewerk het. Jy weet mos as jy 'n deelsom doen, moet die grootste getal bo wees. En die klein getalletjie onder, anders kan jy hom nie, as jy hom omdraai, dan kry jy daai antwoorde van 0.133366699. Dit werk nie. Die groot getal moet bo wees. Is ek reg? Waar is die wiskundige mense? Bo kan die lyn vir my altyd staan daar, die feit dat God se grootheid, sy genade, goedheid en guns is bo kan die lyn vir my altyd. Dit is die belangrikste wat daar is. Dis die groot prentjie. Onder die lyn, en hier waar ek nou inkom, moet ek leef uit die inspirasie van die Heilige Gees, plus my ingesteldheid, plus my inspanning. So ek praat en ek doen niks nie, ek span myself in ook. Is interessant as Paulus kom en hy praat oor verhoudings, dan sê hy baie duidelik, al kos dit inspanning. En dit is gelyk aan. So God se genade, grootheid, goedheid en guns oor inspirasie van die Heilige Gees, my ingesteldheid intentioneel, plus my inspanning is gelyk aan sukses. En jy sal agterkom, as jy regtig iets begin sê, gaan jy iets van sukses beleef. Jy gaan iets van daai redding beleef. Sukses, iets gaan gebeur. Daar sal resultate wees. Daar sal absolute resultate wees. En dit is wat die verskil maak in 'n ou se lewe. Resultate, soos wat daar ook vir Timoteus gesê word in 1 Timoteus 4 vers 16. As hy sê dit wat hy sê, Paulus sê vir hom, moenie ophou met dit nie. Hy sê, want dit sal vir jou redding bring en wat nog? En ook vir almal wat na jou luister. Gaan iets veroorsaak in 'n ou se lewe. Ek sê eintlik met ander woorde vir jou, en ek begin klaarmaak. Ek en jy leef uit die vertikale in die horisontale. Hoor mooi, ons leef uit die vertikale, ons verhouding met die Here God se grootheid, sy guns, sy heerlikheid, sy woord, al hierdie goed, in die horisontale. So dit wat ek vir jou gee, kry ek by hom. Dit wat jy vir my gee, moet jy by hom kry. Hoekom? Die grondslag is, hy regeer, jou God regeer as koning. Nou dink nou net, as ek nou met die gedagte rondloop, deeldag, God is in beheer, hy regeer, en ek praat met hom, deeldag. So in my gedagtes, waar partykeer sê mense, ja, maar jy's 'n pastoor, jy kan dit nou maklik sê, jy weet, jy lees net Bybel en bid die heel dag, en jy word nog betaal ook vir dit.
Jy weet daar waar ek werk. Pastoor, daar waar ek werk. Ek het nie eens kans om te dink aan asemhaal nie. Dan sê ek, nee, terwyl jy dink aan asemhaal, dink net bietjie aan die Here ook. Dan sal jy iets hê om te sê. Dit gee die resultate en mense beleef iets van dit wat jy sê, kom nie van jouself af nie. Mens moet egter hierdie goed kans gee om te ontwikkel. Dit gebeur nie oornag nie. Daar's nie iets soos kits oplossings, daar's nie 'n quick fix as dit kom by hierdie goed nie. Dit's verhouding. Daar's geen vinnige antwoord as dit kom by verhouding nie. En dan kan ons mekaar selfs vermaan ook in liefde, mekaar reg help ook in liefde. En partykeer moet jy iets sê, maar omdat jy altyd stil bly, gaan dinge nou maar net aan. Kan ook nie so werk. En dit alles sê ietsie van jou geloof. Omdat hy vir jou iets gesê het. En jy nou iets te sê het, natuurlik sy woord. En ek dink dit staan nou reeds hier op. Die iets wat met ander woorde gesê of verkondig word, moet bevestig. En dit sal bevestig dat jou God heers as koning. 2020 vertaling of Nuwe Lewende vertaling, jou God regeer. Selfs ons gebed is iets wat ons sê. Is dit nie? Moenie bekommerd wees oor enigiets nie, maar wat? Bid oor alles. Bid beteken sê iets. Filippense 4 vers 6. Tot daai, want partykeer bid ons ook mos hier, nê? Partykeer stap jy 'n pad en jy sukkel, man, jy suffer en dan op 'n stadium dan dink jy net, wat? Ek het nog nie gebid hieroor nie. Het dit al met jou gebeur? En dan begin jy daaroor bid, dan sorteer die Here dit net so uit. Wees gehoorsaam. Bid sonder ophou. Jesus het absoluut altyd iets gesê. Hy het kom ek sê vir jou, tot waar het Jesus iets gesê? Hy het tot in die doderyk iets gaan sê, sê Petrus. Hy het 'n aankondiging daar gaan maak. Hy het iets gaan sê daar. Ons weet nie wat spesifiek hy gesê het nie. Maar ek glo hy het 'n aankondiging gaan maak daar van hy het oorwin. Dit was 'n oorwinnende aankondiging. Hy het tot in die doderyk iets gaan sê. Ek en jy leef nog. Mag ons iets sê. Volgende enetjie sê eenvoudig. As jy hom net opgooi daar. Jy het met ander woorde iets om te sê vir jouself. Jy het iets om te sê vir ander. Jy het iets om te sê vandag vir God. En daardie iets wat jy sê iets oor jou geloof in wie God is en wat God doen en kan doen. So ek wil 'n stelling maak om te sê, as jy niks sê nie, sê dit vir my iets van jou geloof. Dit sê aan die einde iets oor jou geloof. In wie God is en wat hy doen en beteken vir jou. Ons het 'n oefening om te doen vanoggend. Jy gesê gaan jou nie los nie. Ek gaan vir jou bid. Ek gaan vanmôre vir die Here vra. Vanmôre vir die Here vra. Om vir jou iets te sê. En ek gaan ook vir die Here vra om vir jou iets te gee om te sê. Is jy reg vir dit? Moenie bang wees nie. Moenie voel ek sit jou so 'n bietjie op die spot vanoggend. Miskien is jy introvert, ook okay. Partykeer die ekstroverte
praat weer te veel partykeer. Of ekstroverte, wat die Here iets gee om te sê, mag dit wees wat hy sê. Miskien is daar iets wat jy vanoggend vir jouself moet sê. Want wat sê jy die meeste van die tyd vir jouself? Hoe dom jy is, lelik jy is. Ja, is mos maar hoe ek is, jy weet, dit is maar net so. Stop het! So watter kant toe hierdie gebed ook al gaan. Ek wil net vra, as ek daar gesê het, amen. Dat ons net vir 'n oomblik of twee gehoorsaam wees. As die Here dalk vir jou iets sê, om vir iemand iets te sê vanoggend, te gaan sê, doen dit. OK? En as dit dalk iets is wat jy vir jouself moet sê, is OK, wees jy net rustig, sê dit vir jouself. Maar die Here gaan vir jou iets sê vanoggend. En ek dink hy het vir baie van julle alreeds iets gesê. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, ons hoef nie haastig te wees. Dankie dat ons weet, ons is u kinders, en u heers as ons koning, u regeer as ons koning. En ek wil bid vir my boeties en sissies vandag hier, Here, die meeste ken ek nie eers. Maar ek wil bid vanoggend. Dat u vir hulle iets sal sê. Mag hulle vanoggend sien dat my voete was vanoggend lieflike voete wat die goeie nuus gebring het. Van vreugde en blydskap, van vrede, van vrymoedigheid. Here, ek weet daar is mense wat hier sit nou. Daar het nou skielik 'n skrif dalk in hulle harte opgekom van dit wat u vir hulle nou sê. Miskien was dit 'n skrifgedeelte wat ek gelees het, maar u het iets gesê. My gebed is nou net, Here, dat hulle dit sal raak sien en sal erken. Here, miskien gee u vanoggend vir iemand hier 'n woord. Dalk vir die gemeente, of dalk 'n individu. U maak dit nou wakker. Daar's dalk iets wat iemand moet gaan sê net. Nou wil ek bid vir volle vrymoedigheid. Dat niemand bang sal wees nie. Dat niemand sal huiwer nie. Want Here, ek weet, ek het gesê wat ek moet sê. Die grootste ding wat ek moet sê is, u heers as koning. Almal moet dit hoor en weet. Here God, miskien is daar iemand wat vanoggend dalk 'n saak met hulle self moet uitsorteer, oor wat hulle altyd vir hulle self sê wat nie reg is. Vergewe vanoggend sondes, Here. Maak vanoggend nuut. Kom rig vanoggend op. In Jesus naam. Ek vra dat niemand rondkyk nie. Almal se oë is asseblief toe. En ek gaan jou 'n geleentheid gee. 'n Minuut. Wat elkeen net so 'n bietjie hierdie saak uitsorteer by die Here.